Terwijl ek deur die wêreld gaan, geloof ek alleen in Jesus. Dat ek vertrou en neem dit aan, sy kinders verlaat hy nooit. Ja, sy kinders verlaat hy nooit, nee nooit. Sy kinders verlaat hy nooit. Met hoop gaan ek, want dit weet ek, sy kinders verlaat hy nooit. As vriende my verlaat eens nou, geloof ek alleen in Jesus. Want sy belofte troost my nou, sy kinders verlaat hy nooit. Ja, sy kinders verlaat hy nooit, nee nooit. Sy kinders verlaat hy nooit. Met hoop gaan ek, want dit weet ek, sy kinders verlaat hy nooit. Vir my bid hy in Getsemane, en daarom geloof ek in Jesus. Vir my sterf hy op Golgotha, sy kinders verlaat hy nooit. Halleluja, sy kinders verlaat hy nooit, nee nooit. Sy kinders verlaat hy nooit. Met hoop gaan ek, want dit weet ek, sy kinders verlaat hy nooit. As bloed verwante my laat staan, geloof ek alleen in Jesus. Die aarde en die hemel mag vergaan, sy kinders verlaat hy nooit. Halleluja, sy kinders verlaat hy nooit, nee nooit. Sy kinders verlaat hy nooit. Met hoop gaan ek, want dit weet ek, sy kinders verlaat hy nooit. Al gaan ek deur die doodsjordaan, geloof ek alleen in Jesus. Want daar sal hy met my deurgaan, sy kinders verlaat hy nooit. Halleluja, sy kinders verlaat hy nooit, nee nooit. Sy kinders verlaat hy nooit. Met hoop gaan ek, want dit weet ek, sy kinders verlaat hy nooit. En kom ek daar aan ginse strand, geloof ek alleen in Jesus. Dan sing ek ewig ander kant, sy kinders verlaat
is die kracht van God en Jezus. Dit is Jezus, halleluja. Ja, dit is die kracht van God. Oh, Heer Jezus, ons prijs en Jezus. Ja, dit is Jezus. Oh, halleluja. Dit is die kracht van God en Jezus. Oh, dit is Jezus, halleluja. Oh, dit is die kracht, halleluja, van God en Jezus. Oh, dit is Jezus, halleluja. Oh ja, dit is die kracht van God en Jezus. Dit is Jezus, halleluja. Ja, dit is die kracht van God en Jezus. Oh, dit is Jezus. Halleluja. Dit is die kracht. Oh, die kracht van God en Jezus. Dit is Jezus. Halleluja. Oh, dit is die kracht van God en Jezus. Halleluja. Ja, dit is Jezus. Halleluja. Dit is die kracht van God en Jezus. Oh, halleluja. Dit is Jezus. Halleluja. Dit is die kracht van God en Jezus. Oh, Rabboni, halleluja. Dit is die kracht van God en Jezus. Ja, dit is Jezus, halleluja, halleluja. Dit is die kracht van God en Jezus. Baie, baie dankie. Here Jezus, ons prys. Halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op hierdie aarde. Baie, baie dankie sê, dat ons in hierdie dag weer eens deur u seun na u toe kan kom. Ja, ons weet, dis as gevolg van die bloed van die kruis, dat Jezus die deur is tot die Vader. Baie dankie dat u die middelaar is, Here Jezus, versoening doen, wat intree, en ons dankie, dat ons in hierdie dag weet, soos ons gesing het, dit is Jezus, halleluja, dit is die kracht van God in Jezus. En sy kinders verlaat hy nooit, en Here, ons prys u, dat ons dit vandag weet, en nie net weet en glo nie, maar dat ons dit kan belewe. Dit is so die waarheid, halleluja. En ons dankie, Here Jezus, dat u hierdie lewe in u, vir elke een wat na u toe kom, sy hart en sy lewe aan die Here gee, om bekeer en sonde bely met berou en trane. Here, laat u in en u laat hulle in u, deur u bloed, alles belewe, wat ons ook al kan noem en kan besing. Ons eer u, dat ons weet, alles is moontlik gemaak, deur die dood van die kruis, deur die bloed van die kruis, deur die krag van die bloed. Halleluja, die verlossing en die vrymaking, die saligheid, alles deur u bloed. Baie, baie dankie.
dat ons kan staan as bloed gewas is en ons kan sing. Dit is Jesus, halleluja. Sy kinders verlaat hy nooit. En Here, ons kan daarvan getuig. As mense wat kinders van die Here is, wat die einde van die dag U verlaat. Maar ons bid vir hulle elkeen. Want daar is 'n weg om terug te keer na dit wat hulle verlaat het. Gee groot genade, Here, dat elkeen dit weer sal ondervind, hoe die bloed van die Here hulle kan reinig van hulle verkeerdheid, en dat hulle die regte weg kan wandel. Ons dankie dat in hierdie dag U woord sal uitgaan, gedrywe deur die Heilige Gees, om die woorde van die Here Jesus te verkondig, dit te glo, dit gehoorsaam te wees in ons harte te bewaar. Alles waarin die Heilige Gees ons leer en lei, in die hele waarheid van God se woord. Daarom bid ons vir elkeen wat sal luister in hierdie dag. O Here, dat hulle oor bestryk sal wees met die kosbare bloed. En ons bid dat elkeen wat 'n oor het, sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En ons dankie dat ons dan in hierdie oomblik so almal ook kan saam bid vir al die siekes. Here, ons dankie dat ons glo God, en dit sal ons tot geregtigheid gereken word. Ons glo in die wonde van Jesus tot genesing vir elke sieke. Ons glo dat U het gesê, halleluja, ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Ons glo goddelike genesing deur die gawes van die Heilige Gees. Baie dankie dat U genesing skenk aan elkeen tot verheerliking van die naam, en ons bid vir genesing in Jesus se naam, en ons weet dat U doen die werk. So bid ons die Here vir al die gebedsversoeke. Daar is baie mense, Here, wat gebedsversoeke het. Elke een is aan U bekend. O Here, dit waarom ons nie eers kan dink nie, dit weet U van. En daarom weet ons dat U is die hoorder en die antwoorder van gebed. Doen dit dan vir elkeen wat 'n gebedsversoek het, en verheerlik daardeur U naam. So bid ons weer eens vir reën, vir die droë plekke. Dankie vir reën wat oral geval het. Dankie vir reën wat val op verskeie plekke, en ons dankie ook vir opvolgreën vir almal wat dit nodig het. Aan die Here bring ons die eer, want alles is deur U hande gemaak, en U bewerk alles, en U is in beheer van alles. U wat alles geskep het. Ja, Here, ons kan U handewerk sien, wanneer ons kyk na die skepingswerk wat U gedoen het, en dit wat ons belewe op hierdie aarde. Halleluja, verheerlik U naam dan in hierdie oomblik in elke lewe, en laat die woord van die Here met dankbaarheid ontvang sal word, met sagmoedigheid ontvang sal word, ingang sal vind in elke lewe en in elke hart, sodat die woord in elke ene lewendig sal wees, en sal word, sodat wanneer hulle U woord lees, laat dit lewe sal bring, sal oplewe, wanneer hulle die woord hoor, dat hulle lewendig sal word, in Jesus se naam. Ons dankie vir die wonderbaarlike woord van die Here, wat lewenskrag in het. Halleluja, verheerlik U naam nou so, terwyl ons so saam is in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, en ons is dankbaar om in hierdie môre weer saam te wees. Groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber. Telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Seker een van die mooi evangelieliedere wat ons vroeër jare in die kerk gereeld gesing het. En dit is hierdie een wat ek nou gesing het, sy kinders verlaat hy nooit. Met hom gaan ek, want dit weet ek, sy kinders verlaat hy nooit nie. Halleluja. Prys die Here. Daarom sê die Here Jesus self, en ek sê julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie, maar ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. En ons eer die Here daarvoor. Halleluja. Ek het
afgelope tyd baie oor die bloed gepraat, en ek het dit ook genoem, dat die doop kan jou nie red nie. Nou, daar was baie verskille daaroor, en baie mense, nie baie mense nie, maar daar was 'n paar mense wat daarop aangedring het, dat die doop kan red. En iemand het my net 'n vraag gevra, en ek wil dit graag lees, sover dit die doop aangaan. U sal nou vandag verstaan waarom ek dit gesê het, die doop kan jou nie red nie. En hoe belangrik die doop is. Die doop kan nie wegbid word nie, kan nie weggeredeneer word nie, niks nie. Die doop is 'n werklikheid, net soos wat ons saligheid 'n werklikheid is. Halleluja. Maar ek glo omdat die woord van die Here sê dat die Heilige Gees sal ons leer en lei in die hele waarheid. En ons sal, as ons gehoorsaam raak aan God, dan sal ons aan die woord van die Here en sy woord in ons hart bewaar. Dan sal ons, soos die woord sê, tot die kennis van God kom. En ek dink, die grootste probleem lê vandag, wanneer die woord uitgaan, is die kennis van God, oor alles wat belangrik is tot ons saligheid. En die doop is een van hulle, wat belangrik is vir ons saligheid. Halleluja. En hierdie gedeelte wat Johannes gesê het, en dit is vir my so wonderlik. Hy sê in Matteus 3 vers 6, en hulle is deur hom gedoop in die Jordaan, met belydenis van hulle sondes. En die belydenis van sondes, ek wil net dit verduidelik. Die belydenis van sondes kom van die Ou Testament af. Die volk het hulle sondes bely. Die mense het hulle sondes bely. En ek wil net dit noem, dat die vreemdelinge en die bywoners en die werkers en die slawe in daai tyd met Abraham, Isak, Jakob, ek meen dit regdeur gegaan tot en met die koms van die Here Jesus. Die mans is besny op 8 dae en hulle het geleer hoe om hulle sondes te bely. So dit is nie die Israeliete wat hulle sondes bely het nie, maar daar was, soos ek sê, slawe van ander volke en nasies, tale wat gewerk het vir die Israeliete en hulle is soos gesê besny en hulle het geleer van om hulle sondes te bely. En sodat hulle sondes vergewe kan word. So, en hierdie is in my een van die wonderlike dinge dat Johannes, hy sê, die woord dit so sê, dat gedoop met die belydenis van hulle sondes. Nou, ek gaan nou net iets oor die doop sê. Dit wat Petrus gesê, hy sê waarvan die doop ons nou ook red. Halleluja. Soos 8 siele deur water heen gered is, waarvan die doop ons nou ook red. Hy sê het in 1 Petrus 3 vers 20. Hy sê hierdie woorde. Hy sê, in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig dit is 8 siele deur water heen gered is. En dan sê hy in die volgende versie, 21, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red. Nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees, maar as 'n gebede tot God vir 'n goeie gewete. Hierdie is, wat is die goeie gewete, en wat is die teebeeld van die doop wat ons nou ook red. En ek glo, ons sal dit vind in Noag. Hy sê dit sal wees soos in die dae van Noag, sê die Here Jesus, maar wanneer ons net na Genesis 6 vers 5 toe gaan, hy sê toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd net sleg was. Nou,
Ons ken dit tot vandag so. Nou, daarom moet iemand eers tot bekering kom en gered word deur die bloed van die lam, skoon gewas word van sonde en 'n nuwe hart kry, hart van vlees kry ensovoorts, sodat hy nie versinsels in sy hart het om altyd deur net slegte dinge te bedink nie, om vry daarvan te wees. En hy sê die 6de vers, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Nou, waar lees ons van hierdie smart in die hart van die Here? Halleluja. Waar lees ons van hierdie smart? Kom maar lees ek het net gou, Jesaja 53. Halleluja. Hy sê die 3de vers, hy was verag en deur die mens verlaat. 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Maar wat sê die woord? En die Here het smart in sy hart gehad. In die begin, hy sê dit in Spreuke 8. Nou, hy sê en sy verlustiging was by die mensekinders. Maar die mens sondig. En toe die mens sondig, toe kom daar smarte in die hart van die Here. 'n man bekend met smarte. Wie het die smarte in die hart van die Here gebring? Die duiwel nie. Maar hierdie mensekinders, in wie hy homself verlustig het, wat gesondig het, hulle het smarte in die hart van die Here gebring. Onthou net hierdie dinge, dis baie belangrik. Nee. En hy sê in die volgende vers, en die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het, van die aarde verdelg. Die mens sowel as die vee en kruipende diere en die voëls van die hemele. Want dit berou my, dat ek hulle gemaak het. Nou, die woord sê op een plek, hy sê, God het nie berou. Oor een ding het God nie berou. En dit is, dat hy sy seun gegee het, 'n genadegawe, sodat hierdie mens wat smart in sy hart gebring het, dat hierdie mens weer vry kan raak. Hierdie dinge is vir my so wonderlik. God kan berou hê oor die onheil wat hy gespreek het. Hy sê dit, ek dink hy sê dit 16 keer in die hele Bybel. God het berou gehad oor die onheil wat hy gespreek het. En hier het God berou gehad dat hy die mens gemaak het. Maar hierdie berou van God, het God, ek wil amper sê, so vasgegryp, dat hy gaan sy seun stuur, maar hy gaan nie berou hê daaroor, dat hy sy seun aarde toe stuur nie. Halleluja. Want deur sy seun sal baie tot die saligheid en die ewige lewe kom. Halleluja. Dis dinge wat ons moet onthou. Hy sê maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Nou, ek wil net dit sê, waar kom genade vandaan in hierdie stadium? Ek ben Henog was daar en Melchisedek, ek ben daar was 'n hele klomp daar gewees, maar in elk geval, wat hier gebeur is dit, die genade kom van die offer. Want toe Abel geoffer het, het God sy offer genadiglik aangesien vir hom en sy offer. Dit meen deur, en hier is een ding wat jy nou moet onthou. Jy moet dit onthou terwyl ek aangaan met die woord. Die Here het bokke geslag, of in velle vir die klere vir die mens gemaak. Kyk net hierna, sodat die mens aangetrek, sodat die mens bedek kon word, sy naaktheid bedek kon word. En Abel kom, Kain kom en hy bring van die land af, al sy vrugte en groente goed, om aan God te offer. En dit het God nie behaag nie. Maar Abel doen iets. Abel het gesien dat God, want
dit is die regverdige Abel. Dit is wat in sy binneste was. Hy het gesien dat die Here het bokke geslag en velle gemaak en sy pa en ma bedek, so laat hulle nie naak rondloop. En as ek na Hebreërs toe gaan, die woord sê en hulle het in skaapvelle rondgeloop. Toe offer die dier wat geslag word om die velle te gebruik om vir hulle klere te maak, daardie dier vat Abel en hy offer dit aan die Here as 'n dankoffer dat die Here 'n dier geslag het, bloed vergiet om sy ma en pa te bedek en dat dit ook vir ons 'n bedekking kan wees. Halleluja. En toe die Here God Abel se hart en sy dankbaarheid sien, toe sien God hom en sy offer genadiglik aan. Abel het nie net geoffer omdat hy net iets wou doen nie. Nee, Abel het geweet waarom hy offer. Want hierdie velle kom van hierdie diere. En in die meeste geval is dit skape. Van hierdie diere. Skaapvelle vir ons, sodat, en dis waarom mense tot vandag toe skaapvel dra, man, 'n mooi baadjies met skaapvel. Maar wat hier vir my wonderlik is, dit wat Abel gesien het besef dat hy moet dankbaar wees teenoor God, en hy slag die klein vee, en hy het nie net een geslag nie, en die Bybel praat van offers, so hy het nie net een geslag nie, maar hy het dit gebring, en hy het dit geslag en aan God geoffer, uit dankbaarheid. En nou kan hy daardie velle gebruik om hulle weer te bedek. So, van die begin af, is daar genade, en Abel het God geglo in hierdie offer wat hy bring, en dit is om tot geregtigheid gereken, en dit is waarom God hom en sy offer genadiglik aangesien het. En nou kom ons by Noag, en hy sê Noag het genade gevind in die oë van die Here. Waarom? As gevolg van die offer van Abel. Hy sê, dit is die geskiedenis van Noag. Noag was regverdig. Hoe het Noag regverdig geword? Opregte man, onder sy tydgenode, Noag het met God gewandel. Nou waar kom sy regverdigheid vandaan? Die belangrikste van regverdigheid, of om 'n geregtigheid by God te verkry, is om God se woorde te glo. Noag het God se woorde geglo. Toe hy gesê het, ek gaan 'n sonvloed bring, jy moet 'n ark bou, vir jou en jou huisgesin. Nou, dink vir een oomblik, en omdat hy God geglo het, is dit hom tot geregtigheid gereken. Dit is waarom die woord Noag regverdig noem. Opregte man. Dink 'n bietjie, vir 120 jaar bou Noag die ark. Ek glo hy het dit in minder jare klaar gebou. Maar vir 'n tyd lank het daardie ark so gestaan, as 'n getuienis vir al die volke reg rondom. Dit is wat God vir Noag gesê, en die sonvloed sal kom. Hoeveel bespotting het Noag deurgegaan? Ja, kom ons sê in die tyd wat die ark net gestaan het, voordat die Here vir hom gesê het, gaan in die ark. Maar Noag het God geglo en hy het dit gedoen. En ek wil net vandag vir u sê, as ons as kinders van die Here God so kan glo soos Noag, sal dit 100 maal met ons beter gaan. En
Ons sal geregverdig word deur hierdie geloof. Dit meen ons sal regverdig wees. Halleluja. En die woord van die Here gaan verder. Ek meen daar so baie wonderlike dinge. En daarom is vir my net interessant. En daarom kom Petrus en hy gebruik hierdie gelykenis van dat soos wat 8 siele deur water heen gered is, so sal ons deur die doop gered word. En die Here Jesus sê hy wat glo in hom laat doop sal gered word. Kom ons kyk net hoe werk alles op die einde van die dag by mekaar. Halleluja. Ek wil net een ding sê, die Here Jesus sê hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, so die kern van die doop lê by glo. Wat glo? Om God se woord te glo voordat jy jou laat doop. Want Noag het God se woord geglo voordat die water gekom het. Wat glo? Ons moet glo in die naam van die Seun van God. Ons moet glo dat Jesus Christus die Seun van God is en dat hy op die 3de dag opgestaan het, op die dode uit opgewek het. Ons moet glo dat deur sy bloed, die kruisdood, die bloed van die kruis, ons verlossing, versoening ensovoorts. Ons moet dit alles glo voordat die water kom. Lees God se woord reg. Halleluja. Nou gaan hy verder. En die woord sê, en die einde van alle vlees het volgens die besluit van die Here gekom, want die aarde is deur en deur vervul met geweld. Halleluja. En die Here het sê, alle vlees waarvan 'n lewende gees is, sal, nou, elke dier, elke mens het 'n lewende gees in hom, 'n lewensgees in hom. Net die mens sy siel alleen het 'n lewende siel geword. Dit is baie belangrik om dit te weet. Maar met jou sal ek 'n verbond oprig. Jy moet in die ark gaan. Dit meen die Here rig 'n verbond op. Jy moet in die ark ingaan. Maar voordat hy in die ark ingegaan het, het die Here 'n verbond met hom. Hy sê, want jou het ek regverdig bevind. En dit is die teken van die verbond. Wat vir alle lewende wesens op hierdie aarde, vir ewige geslagte, dit is die verbond. Wat was die verbond? 'n teken, die reënboog. Maar wat hier vir my interessant is, die Here sê, en as daar iets gebeur, hy sê, dan sal ek dink aan my verbond, wat daar bestaan tussen my en julle, en al die lewende wesens, in alle vlees. En die water sal nie meer 'n vloed word om die vlees te verdelg. Dis baie interessant. Nou wil ek wil net ietsie aanhaal. Maar sal deur die waterdoop gered word van verdelging. Jy moet baie mooi luister. Deur die waterdoop sal ons gered word van verdelging. Wat is die grootste verdelging wat daar vir ons wag in die tyd waarin ons lewe, nadat Christus gesterf het aan die kruis? Dit is die wit troon oordeel. Halleluja. Jy moet hierdie dinge in gedagte hou, want dit is baie belangrik. Hy sê in hierdie reënboog, om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens wat op hierdie aarde is. So, wat hier gebeur, die Here laat Noag 'n ark bou vir die redding van sy huisgesin. Hy sê dit in Hebreërs 11. Halleluja. En hy laat hierdie ark bou sodat hulle ook deur water heen gered kan word. En dit dui ook op die doop in die Nuwe Testament. Nou, hierdie verbond wat die Here gesluit het, is 'n verbond, 'n ewige verbond, dat die mens nie weer deur water sal vergaan nie, maar op die einde van die dag deur water gered kan word. Nie uit die wêreld nie, nie uit die sonde nie, want die doop kan dit nie doen nie. Want as ek kyk na Noag hulle,
dan sien ek hulle weet nie wat die doop is, en die redding deur die bloed is, en Jesus wat sal kom, al die dinge, nou sodat daar vir ons verlossing is, en redding kan wees, sodat ons dan gedoop kan word nie. Maar, wat hier gebeur is, die Here laat hom die ark bou en hy glo dit. Nou, die heel eerste ding wat ons moet glo, is dit wat aangaande Christus verkondig word. En ek dink die belangrikste skrif in die hele Bybel wat ons moet glo voor ons gedoop word, is Jesaja 53. En dan natuurlijk die Here Jesus wat gevangen geneem word, geslaan word, enzovoorts, en wat aan die kruis sterwe vir ons sondes. Nou, so, dit is wat heel eerste verkondig moet word, en ons moet dit so verkondig, dat mense dit kan glo, en want as hulle dit glo, kan hulle gered word deur die bloed van die lam, en vrygemaak word, en dan, nadat hulle geglo het, kan hulle laat doop. So, die doop het sy uit 'n funksie, die doop in water het 'n funksie, nadat jy gered is deur die bloed van die lam. Dis 'n vasgestelde werking van die Here God. Niemand kan dit verander nie. Halleluja. Nou as ek verder gaan in die woord van die Here, kom ons gaan kyk 'n bietjie die doop na bekering. Ek het daar reeds gesê, eers die ark bou, dan die water. Nou, dit is die verbond. Hy sê, die doop van Johannes is, hulle het God geregverdig. Deur hulle laat doop met die doop van Johannes. Hulle het God geregverdig. Dis, hoekom sê die woord so? Hoe kan ek as mens God regverdig? Ek wil vir u 'n vers of 2 lees. Lukas 7 vers 29. Hulle het God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes. Hoe kan ek as mens God regverdig? Kom ons lees die woord. Lukas 7 vers 29. En toe die hele volk en die tollenaars het hoor, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes. Nou, hier is interessant. Die doop van Johannes, daardeur het hulle God geregverdig. En nou kom die Here Jesus en hy laat hom doop deur Johannes. En hy sê, die Here Jesus sê, laat dit nou toe, sodat alle geregtigheid vervul kan word. Nou gaan die woord verder, en hy sê in die 30ste versie van Lukas 7, maar die Fariseërs en die skrifwetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie deur hom te laat doop nie. Dit meen die raad van God het hulle verwerp deur hulle nie te laat doop met die doop van Johannes nie, want as die mense in daai tyd hulle nie laat doop het nie, dan het hulle God nie geregverdig nie. Maar pastoor, ek as mens kan God nie regverdig nie. Dit gaan nie hier oor dat ons kan God regverdig nie. Maar, dit alles wys terug na Noag. Dit wat God met die mens gedoen het, om die mens van die aarde te verdelg. En 8 siele deur water heen gered word. Halleluja. Wanneer iemand hom laat doop het met die doop van Johannes, het hy God geregverdig oor die oordeel wat God oor die mens gebring het in die dae van Noag. Dit meen, God se oordeel is regverdig. En die doop van Johannes het regverdig God, omdat hy die mens van die aarde verdelg het, as gevolg van hulle sonde. Jy sien, en hier is nou die probleem, want daar was nie bloed om die sonde van die mense weg te neem in daai tyd nie. Maar die oordeel wat God gebring het, is geregverdig. En nou moet ons, nou het hulle laat doop met die doop van Johannes, ek gaan nou by die volgende kom, maar die doop van Johannes, en daardeur regverdig hulle God. Dit meen hulle sê, Here, U het
reg geoordeel. Halleluja. Jy moet nou baie mooi luister. Dis die doop van Johannes wat dit gedoen het. En hierdie ding is vir my so wonderlik. Want as jy die Nuwe Testament reg verstaan, volgens die doop, kry ons die doop van Johannes en ons kry die doop van Jesus. Hoor wat sê die woord. Hy sê, ek wil die vraag vra. Die doop waarmee die Here Jesus gedoop sal word. Wat is die doop waarmee die Here Jesus gedoop gaan word? Ek meen die Here Jesus het hom laat doop deur Johannes om alle geregtigheid vervul. Maar daar is 'n doop waarmee die Here Jesus gedoop gaan word, wat nie met die oë gesien kan word. Halleluja. Wat is hier die doop? Hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê dit in Lukas 12 vers 50. Hy sê, maar ek het 'n doop om mee gedoop te word, en hoe benoud word ek totdat dit volbring is. Nou, hier is 'n interessante ding. Die doop van Johannes, het die tollenaars, fariseërs, ek meen almal wat wou, al die hele volk Israel, ek meen, hulle kon hulle laat doop het, en het hulle gevrees om dit te doen. Was daar 'n benoudheid? Nee. Want hierdie doop het 'n redding in. Hierdie doop het vergifnis en bekering in. Nou, en al hierdie mooi dinge. Maar hierdie doop van Johannes gaan ophou. En die Here Jesus gaan gedoop word met 'n doop. Hoe sê hy? En hoe benoud word ek totdat dit volbring is. Dis waarom hy in die tuin van Getsemane gesê het, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. U moet hierdie skrifte mooi onthou, want dit is baie belangrik. Halleluja. En hy sê, en hier is die teken van die doop waarmee die Here Jesus gedoop gaan word. Hy sê in Openbaring 19 vers 13, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is. Hier is die verskil. As jy jou met water laat doop, dan het jy 'n kleed, en daar vroeë jare het hulle 'n doopskleed gehad. Mooi wit kleed wat iemand aangetrek het. Maar hierdie doopskleed word in water gedoop. Dis waarom hy sê, hulle wat hulle Christus laat doop het hulle met Christus bekleed. Halleluja. Want Christus self het die waterdoop deurgegaan sonder om te vrees. Maar die kleed wat hy aangehad het, ek meen, is met water, hy's in water gedoop. Maar hier kom die Here, en sy kleed wat hy aan het, is in bloed gedoop. En die Here sê, die doop waarmee ek gedoop word. Hy sê, hoe benoud word ek, totdat dit volbring is. My Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Wat was die beker gewees? Dis al die sonde en ongeregtigheid nie. Dis net een beker. Hy sê dit ook. Hy sê, en hierdie is die beker. Hierdie beker is die bloed van die Nuwe Testament, waarin die hele Testament is. Halleluja. So wat hier gebeur, en dit is hy kom ons gaan net verder, want dit is, ek wil net dit sê, dat die woorde, die goed wat ons nou oor praat, is die waaragtige woorde van God. Hy sê, die hele woord is, die hele skrif is deur God ingegee. Halleluja. En dan natuurlijk sê hy, in die begin was die woord. Ek wil net so iets lees, en die woord was by God gewees, en die woord het vlees geword, en ons kom woon. En die Here Jesus, reageer op dit wat Johannes gedoen het,
en hy laat hom doop met water, maar toe word hy gedoop met die Heilige Gees. En wat hier interessant is, hy is gedoop met water. Nee, dit meen sy kleed was deurdronge met hierdie water. En hy is gedoop met die Heilige Gees. Maar hier gaan hy verder. En dit is dat, nadat hy gesterf het, en opgestaan het, aan die kruis gesterf het en opgestaan het, is sy kleed met bloed gedoop, in bloed gedoop. Die verskil. Die doop van Johannes het niks met die bloed van Jesus Christus te doen nie. Hoor nou wat ek vandag wil sê. Die doop van Johannes. Vergifnis van sonde, belydenis van sonde, en redding van sonde, dit het plaasgevind in die Ou Testament. En Johannes het gekom en die weg van die Here voorberei. Vir wat? Die weg voorberei. En die Here Jesus het alles voleindig. Die weg wat hy voorberei. Hy het hom laat doop, hy is besny, hy het hom laat doop, en hy is gedoop in die Heilige Gees. Maar nou, en hier hou die doop van Johannes op. Die oomblik toe Christus aan die kruis sterf. Daar is redding, daar is vrymaking, nie vrymaking nie, daar is vergifnis en belydenis van sonde en al hierdie dinge. En die wassing van sonde met die doop van Johannes. Want dit is deel van die Ou Testamentiese bediening. En Christus kom en hy vervul dit alles en hy sluit dit af. Deur homself te laat doop, sodat hy gedoop kan word met die Heilige Gees, sodat hy die evangelie van vrede kan verkondig en dat hy kan sterwe. Want dis waar die geheim lê. En ek wil net gou verder gaan. Johannes skryf in sy evangelie. Halleluja. Hy sê, en julle het hom nie geken nie. Wie? Hoor wat sê? Johannes 1 vers 33. En ek het hom nie geken nie. Wie het hy nie geken nie? Die Here Jesus. Johannes die doper het gesê, daar is die lam van God wat die sonde wegneem. Hy sê, maar ek het hom nie geken nie. Maar hy, die Vader wat my gestuur het, om met water te doop. Johannes het hom geken, die doper, as die lam van God. Maar die Here Jesus self, het hy nie geken nie. Want hy het gevra, gaan kyk wie hy werklik is. Vir sy disciples, en hulle het gaan kyk. Hy sê, maar hy, die Vader, wat my gestuur het, om met water te doop, hy, die Vader, het aan my gesê, op wie jy die Gees sien, hier daarop en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En Johannes sê, en ek het gesien en getuig, dat hy die Seun van God is. So het hy afgekom, halleluja, en die woord sê, en die Fariseërs, die skrifgeleerdes, hulle het allemaal na Johannes gekom, om gedoop te word in water. Prys die Here. En dan sê in Openbaring, in Handelinge 1 vers 22, van die doop van Johannes af, tot aan die dag wat hy opgeneem is. Hy sê van, hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. Nou dit is toe hulle een discipel of een apostel in die Judase plek wil inkies, en toe dit geval op Mattheus, en Mattheus was een getuie van dit wat Jesus gedoen het, en dit wat hy geleef het, dit wat hy gesterf het, en sy opstanding, en daarom is hy deel daarvan. En nou sê die woord van die Here verder. Hy sê, sal die sonde meer word? Nee. Hy sê, kom ons lees het Romeine 6 vers 2. Hy sê, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Waar sterf ons die sonde af? Aan die kruis. Nou sê hy, of weet julle nie, dat almal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Die Here Jesus sê, ek het 'n doop, waarmee ek gedoop moet word.
Hy sê, ek is benou daarom. En in die Here Jesus sê dit op 'n paar plekke. Maar, dis vir my wonderlik, hy gaan verder. Romeine 6 vers 4, ons het saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Christus het ook vir die disippels gesê, ek het 'n dood om te sterwe, en julle kan nie gaan nie. Toe sê Petrus, ek sal saam met u gaan. Toe sê die Here, jy kan nie. Maar, jy sal later. En dit wat die Here Jesus gesê het, ek het 'n doop om by gedoop te word, sê die disippels vir hom, en die Here sê eers van hulle, julle kan nie saam mee gaan. Toe sê hulle, maar ons kan. Toe sê die Here, julle is reg. Die beker wat ek drink en die doop, en die doop waarmee ek gedoop word, sal julle ook doen. Hy het gespreek van die beker, die bloed van die Nuwe Testament. En hy het gespreek van die doop, naamlik die graf. Halleluja. En nou sê die woord verder, as ons saam met hom gesterf het, is ons geregverdig van die sonde. So, waar sterf ons? Saam met Christus aan die kruis, ons word saam met hom gekruisig, en deur die bloed van die kruis, word ons geregverdig van die sonde, want ons het ook gesterf. As ons saam met Christus gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. Nou, hier is 'n interessante ding. Paulus sê, ek het nie gekom om te doop nie. Ek het baie gewonder, ek het dit al genoem in die preke. Nou, waarom het Paulus dit gesê? Nou sê Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 13, is Christus verdeeld, en hierdie ding is baie belangrik. Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Wat haal Paulus heel eers daar? Dit meen, voordat julle by die doop kom, luister nou baie mooi. Nou, is Paulus miskien vir julle gekruisig? Dit meen, ek kan niemand doop as Christus wat gekruisig is, nie aangeneem word deur julle. Hy sê, of is julle in die naam van Paulus gedoop? Dit meen die doop kom na die kruisiging. Hy sê, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel kan word nie. Hier is baie belangrik, hoor wat sê hy verder, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van die kruis, die woord van die kruis. Hy sê, hierdie woorde mag nie verydel word. Deur wat? Deur hierdie verkondiging, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Daardie verkondiging verydel die woord van die kruis. Want jy moet eers by die kruis kom. Jy moet eers saam met Christus gekruisig word. Jy moet saam met hom sterwe, sodat jy deur die bloed van die kruis geregverdig kan word vir die sonde. Dan kan jy alle geregtigheid vervul deur jou laat doop, en dan sal jy gered word. Waarvan? Van die komende oordeel. Halleluja. Prys die Here. Hy sê verder, 1 Korintiërs 1 vers 21, want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Wat te glo? Die woord van die kruis. En wat is die woord van die kruis? Ons moet saam met hom gekruisig word. Dis die woord van die kruis. Ons moet saam met hom sterwe aan die kruis. Ons moet deur die bloed van die kruis met God versoen word. Dis die woord van die kruis. En deur hierdie woord van die kruis sal ons gered word en geregverdig word van die sonde. Dis waarom Paulus sê, ek het nie gekom en die Here het my nie gestuur om te doop nie. Want die doop kom eers na die verkondiging van die kruisdood en wat daarmee gepaard gaan. En die bloed van die kruis. Hy sê, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. En ek wil nou vandag vir die sê, Christus wat gekruisig is en dat ons saam met Christus gekruisig word en dat ons saam met Christus sterwe aan die kruis en dat ons deur die bloed van Christus versoen word, gereinig word, gered word, verlos word ensovoorts en geregverdig word van die sonde. Luister nou baie mooi. Is vandag 'n struikelblok in die Christelike kerkwêreld, is selfs 'n struikelblok in die Pinksterkerk.
want die bloed van die kruis moet in die kruisdood moet uit die weg geruim word, want hierdie klomp duiwels wil nie saam met Christus gekruisig word nie, hulle wil nie saam met hom hulle sterf nie, hulle wil nie deur die bloed van Christus gered word en vrygemaak word, verlos word, versoen word ensovoorts nie. Nee, hulle wil lewe, want ek is 'n apostel, ek is 'n profeet, ek is die admin van die kerk, ek is die profeet van die kerk, ek is die CEO van die kerk, ek is dit. En die bloed van die kruis en die kruisdood is 'n struikeling vir die Pinksterkerke. En vir almal wat sê, hy wat glo in hom laat doop is gered, of sal gered word. Hulle almal wat dit glo, is 'n struikelblok vir die kruis, vir die woorde van die kruis. Dis wat Paulus kom verkondig het, die woorde van die kruis, deur die bloed van die lam. Halleluja. Jy kan nou sê, pastoor, jy is van die duiwel af. Hulle het dit vir die Here Jesus ook gesê toe hy die waarheid praat. Waarom verdedig die Pinksterkerke nie die woord van die kruis nie? Waarom bly hulle eintlik stil oor die doop? Is al wat hulle sê, ons gaan doop. Hulle adverteer op Facebook, hulle gaan soveel mense die Sondag doen, maar hulle bly doodstil oor die kruisdood van Christus en die woorde van die kruis. Maar nou kom hulle onguns by mense en hulle kan die mense verloor nie. Nou loop hulle kerk leeg en hulle kan dit nie bekostig nie, want as die kerk leeg loop, dan is daar nie geld nie. En wat gebeur as die kerk leeg loop vandag? Veral in die Pinksterkerke, hulle verkoop die kerk. So hulle verkoop net die kerk, want daar gaan niks aan nie. Daar's nie vir hulle geld en hulle verkoop hom net. En daar's nou ook gemeentes wat besig is om dood te loop en hulle gaan hulle ook verkoop. Hulle gee nie om vir die werk van die Here nie. Want hulle sê mos, daar in die admin bureau, in die gemeentes en in die hoofkantore, sê hulle mos, dis my geld, dis ons geld. Daar die kerk is ons geld. Dis al waar hulle belangstel. Maar hulle doop hulle voor die voet. So maar honderde op 'n slag. Ek wil dit weer sê, julle sal gaan verantwoording doen vir elke siel. Halleluja, wat julle so op 'n dwaalweg gelei het. Gaan oor land en see, sê die Here, om een bekering te maak, en dan maak julle 'n erger kind van die hel as julle self. Waarom? Want hy is nie gered nie, hy het nie saam met Christus gekruisig, gesterwe, deur die bloed van die Here geregverdig ensovoorts, bloed van die kruis nie. Maar julle begrawe hom. En nou sy gedoop, en die doop red hom. Halleluja. Prys die Here. Maar deur hom is julle in Christus, wat vir ons geword het, die wysheid uit God. Geregtigheid, heiligmaking, verlossing. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Kom as ek dit weer. In hom het ons die verlossing deur die bloed. Nie in die doop nie. Die vergifnis van misdade, na die rykdom van sy genade. Nie in die doop nie. Deur sy bloed. Halleluja. Een liggaam, een gees. Halleluja. Hy praat van een Here, een geloof, een doop. Nie, hy praat nie van twee nie. Dit meen die doop van Johannes en die doop van Jesus. Hy praat net van een doop. En die enigste doop wat nou geld is die doop van Jesus. Die doop van Johannes is verby toe Christus uit die graf opstaan. Maar is interessant. Jy kan nou gaan lees waar Paulus skrywe, dan sien jy, halleluja, daar's nog mense gedoop met wat? Gedoop met die doop van wie? Die doop van Johannes. Ek wil gou dit lees, want dit is baie belangrik om dit te weet. Halleluja. Kom ons gaan 'n bietjie na Handelinge.
Ek wil net dit sê, Paulus is ook gedoop. Hy sê, Ananias sê vir Paulus, hy sê, staan op en laat jou doop en laat jou sonde afwas. Want in daardie stadium het Paulus net tot bekering gekom. Paulus is net deur die bloed gered en vrygemaak ensovoorts. En maar hy moet nou gedoop word. En die woorde wat Johannes gebruik het, of die woorde wat gekoppel is aan die doop van Johannes, het Ananias gebruik, want hy was, ek dink, 'n rabbi gewees, as ek dit nie mis het nie. Dit meen, hy het gestaan vir die doop van Johannes, totdat Paulus gedoop is. En Paulus, toe hy klaar gedoop is, en hy begin rondreis, toe gebeur dit. Kom ons lees 'n bietjie. Ek wil dit so noem, die doop van Johannes, die doop van Jesus. Handelinge 18 vers 24. En 'n sekere Jood met die naam van Apollos. Man, hierdie was vir my baie mooi. Hoor wat sê die woord. Wat in Alexandria gebore was. 'n welsprekende man. Het in Efese aangekom. En hy was magtig in die skrif. Halleluja. Hy was magtig in die skrif. 25ste vers. Hy het onderrig ontvang in die weg van die Here. Nou hierdie is in my baie mooi. In die weg van die Here. En vurig van gees. Halleluja. En ons het volop van hierdie predikers. En die kerk is volop daarvan. Veral die hoofkantore van die kerk. Hulle dink hulle is die slimste en die wonderlikste mense. En hulle die heeltyd het hulle leerskole vir die pastore en leierskapkursusse vir die pastore. En hulle leer die pastore en hulle is te wonderlik omdat hulle dit kan doen. Hoor wat sê die woord verder. Vurig van gees. Het hy gespreek en die dinge aangaande Christus noukeurig geleer. Alhoewel hy net van die doop van Johannes geweet het. Oh, halleluja. Hy het net van die doop van Johannes geweet. En weet jy wat? Al die predikers vandag, of hy interkerklik is, of hy sy eie is, of hy, wie hy ook al is. Nee. Hulle koppel die doop van Johannes in die doop van Jesus. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Die Here Jesus het daar nie gepraat van die doop van Johannes nie. Hy het daar gepraat van sy doop. En ek gaan nou vir jou sê wat die doop van die Here Jesus is. Halleluja. Wat sê die woord? 26ste vers. En hy het vrymoediglik in die sinagoges gespreek. Maar nadat Aquila en Priscilla hom gehoor het hulle hom by hulle geneem en op nog noukeuriger die weg van die Here uitgelê. Dit meen Priscilla en Aquila het hom noukeurig geleer in die weg van die Here. Maar hoor wat sê die woord? 27ste vers. En toe hy wou deurgaan na Agie, het die broeder hom aangemoedig en aan die disippels geskrywe om hom te ontvang. En daar aangekom was hy deur die genade die gelowiges tot veel nut. Hy daar aangekom en hy was tot veel nut, want hy het die hele tyd geleer. En hy het geleer, almal geleer. 28ste vers, want hy het die Jode kragtig in die openbaar weerlê en deur die skrifte bewys dat Jesus die Christus is. Dit het hy gedoen. En terwyl Apollos, dis nou die 19de hoofstuk van Handelinge 1, 19de hoofstuk, die eerste vers. En terwyl Apollos, dis hierdie selfde man, Apollos, in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom. Waar was Apollos? In Efese. En toe kom Paulus daar. Halleluja. En daar het hy sommige disippels gevind.
Tweede vers, en hulle vra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is hier. Jy moet nou baie mooi luister. Hulle het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is. Hulle is gedoop met die doop van Johannes. Jy moet nou baie mooi luister. Toerustingskursus was daar. Ja, hulle het 'n toerustingskursus gehad. Ek meen, Apollos is toegerus en toe gaan Apollos en hy rus die gemeentes en die sinagoges toe en die kennis wat hy het. Maar hulle weet nie eens van die Heilige Gees. Oh, halleluja. Halleluja. Maar wat sê die woord van die Here verder? En hier kom die wonderlike ding. Die derde vers van die 19de hoofstuk. En hy vra hulle. Wie is dit? Paulus. Vra vir hierdie klomp gelowiges met Apollos wat by hulle is. Met watter doop is julle dan gedoop? Hulle antwoord, met die doop van Johannes. Met die doop van Johannes, en hulle weet nie eers daar's 'n Heilige Gees nie. Dit meen, hulle het die doop van Johannes geleer, en hulle is toegerus met die doop van Johannes, maar Johannes self het gesê, ek doop julle wel met water, maar hy wat na my kom sal julle doop van die Heilige Gees, en nou weet julle niks van die Heilige Gees nie. So wat beteken die doop van Johannes vir julle? Niks. Hoor wat sê die woord van die Here verder. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Julle moet glo in wie? In die een wat na hom kom. En wie is hierdie een wat na my kom, sê Johannes, die doper? Dit is in Christus Jesus. So in wie moet julle glo? Nie in my nie. Nie eers in my doop nie. Julle moet glo in Jesus Christus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus Christus. Nou ek wil nou vandag net hier iets sê. Waarom sê hulle altyd, bekeer julle, laat julle doop in die naam van Jesus Christus? Ek wil nou vandag vir julle sê. Die naam van Jesus Christus bekragtig die doop wat die Here verkondig. Dit verleen gesag aan die doop wat die Here Jesus gesê het. So wanneer die disipel sê, laat julle doop in die naam van Jesus, dan beteken dit net een ding. Laat julle doop soos die Here gesê het. Maar vandag is dit lekker nie, ons doop hulle gou in Jesus naam, prys die Here, daar gaan hulle. Julle het nie gedoen wat die Here gesê het nie. Julle was sy bevel ongehoorsaam. Ja, maar Petrus het gesê, Petrus het geweet wat hy sê. As hy sê in die naam van Jesus, dan bedoel hy, gaan doen dit soos die Here gesê het. Het julle nie verstand, julle sal geleer. Julle is toegerus. Ek wil amper sê, julle is versmoor in die kennis van die woord, wat vir julle niks beteken. As hy sê die naam van Jesus, dan beteken dit net een ding. Laat julle doop soos die Here Jesus gesê het. En as julle dit so doen, dan kan julle sê, Here, ons vra dit in u naam. Ons doop hierdie man in die naam, maar ons doop hom eers. Ons doop hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons doen dit in u naam, want dis die gesag, dis wat u gesê het. As jy nie gedoop word in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees nie, dan is jy nooit gedoop
volgens die opdrag van die Here Jesus. Moenie aan en sê, ja, maar Petrus sê in die naam van Jesus, Paulus sê in die naam van Jesus, almal sê in die naam van Jesus. Hou op met jou verdorwenheid. Hoor wat sê die Here, hy sê, gaan maak disippels, doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit meen die doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is 'n bevel van die Here. Daarom sê die disippels, laat julle doop in die apostels, in die naam van Jesus, want in Jesus naam sê dit, gaan doen dit soos die Here dit beveel het. Maar hierdie duiwelse Jesus only, het die hele struktuur van God se woord omvergegooi en 'n leuen begin verkondig. En die Pinksterkerke en al die gelowe wat nou opspring, hulle doen alles in Jesus naam. Jy's besig met 'n leuen. Gaan doop jy mens nadat hy tot bekering gekom het, deur die bloed gekom het, die verlossing deur die bloed in Christus verkry het, en nadat hy in Christus, saam met Christus gekruisig, saam met Christus gesterf het, en deur die bloed van die kruis versoen is met God, verlos is, gered is, ensovoorts, dan laat jy hom doop in die naam van Jesus, en dan doop jy hom soos die Here gesê het. Nou sê hulle nie, dis die katholieke kerk wat het ingebring, man, jy's 'n leenaar uit die put van die hel. Ja, maar daar's 3 wat getuig, die water, die bloed en die gees. Ja, en daar's 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. O nee, maar hierdie 3 is 1, en dit is Jesus. Man, jy's 'n leenaar uit die put van die hel. Jy het 'n struikelblok geword vir Jesus die gekruisigde. Dis toegerus. Want jy's toegerus om die waarheid te weerlê en die waarheid tot niks te maak nie. Die kerkwêreld, Pinksterkerk ingesluit, rus die mense toe vandag om teen die waarheid van God se woord op te staan. En veral teen die kruisdood van Jesus Christus. Kom ons lees verder. Hy sê, en Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Halleluja, kom my broer en my suster, het ons dit een ou Pinkster belewe, toe ons hulle gedoop het in die naam van die Vader, en in die naam van die Seun, en in die naam van die Heilige Gees. Ons het hulle 3 maal onderdompel, broer, en ons het dit gedoen in Jesus naam, en as daai persoon uit die water het opgestaan, hoeveel, dan doop die Here hulle met die Heilige Gees. Wat het daarvan geword? Die duiwel het geweet hoe om te werk, die verborgenheid van die ongeregtigheid, wat aan die werk is, het hierdie waarhede van God se woord verskuil, en het dit kragteloos gemaak, en hy gebruik net een ding, en dis die naam van Jesus. Oh, halleluja. En hy sê verder, man, en hierdie was in my baie, halleluja, glory, Handelinge 19 vers 7, en altesamen was hulle omtrent 12 manne. En wie was by hulle? Apollos. En hierdie was in my baie mooi. En hy het in die sinagoges ingegaan, en vrymoediglik 3 maande lang met hulle geredeneer, en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. Halleluja. Die woord van die Here sê, Paulus toe hy gedoop is, hy sê Ananias vir hom, hy sê, want jy is vir hom by al die mense getuienis wees, en jy sal vir hom, dit meer vir die Here, by al die mense getuienis wees, van wat jy gesien en gehoor. Halleluja. Nou sê hy vir hom, en nou waarom sê hy, staan op en laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Hier het iets van Johannes die doper se doop ingekom. Want die doop kan nie jou sonde afwas nie. En wie sê dit? Wie sê dit kan nie? Petrus.
daar waar hy sê, waar 8 siele deur water heen gered is. Hy sê, so red die doop ons vandag, nie as 'n afwassing van die vuilheid van die vlees. Dit meen, nie om jou sonde af te was nie, halleluja. Ananias het daardie kennis gehad van Johannes die doop en nou het hy dit bygebring by die doop wat hy eintlik die Paulus moes gedoop het. En daar is niks verkeerd nie. Want as jy gered is deur die bloed, as jy vrygemaak is, as jy saam met Christus gesterf het en jy word saam met hom begrawe en jy staan saam met hom om in 'n nuwe lewe te wandel, dan werk, jy moet net onthou, die doop van Jesus is in sy bloed. So, dit meen, dat die dag wanneer ek my laat doop, kan daar sondes afgewas word. Afgewas word. Waarom? Want die doop is in die bloed. Die Heilige Gees, ek sê dit hoeveel maal, en die mense, let my geen nie ag daarop nie. Hy sê, dis die beker van die Nuwe Testament, waarin die hele Nuwe Testament is. Halleluja. Prys die naam van die Here. Nou, die Here vra vir hulle, hierdie mooi woorde. Hy sê, wat is die doop van Johannes uit die hemel uit? Hy sê, nee, ons kan nie sê uit die aarde uit nie, en ons kan ook nie sê, dis van God nie, want dan gaan hy vra, hoekom glo jy? Die doop van Johannes was uit die hemel, want God het hom gestuur, om die weg van die Here te bring. Hier is 'n interessante, hy is die weg tot ons redding, en vrymaking, deur die bloed. Hy is ons weg, deur ons te laat doop, en hy is ons weg, tot die dooping van die Heilige Gees. So hy bly die weg, maar as 3 dinge wat gepaard gaan met mekaar. Die eerste ene is die bloed, halleluja. En daarom is dit so belangrik om te weet, dat, wanneer ons gaan kyk, na al die dinge, ek gaan net gou die ook net vir u lees, want dit is vir my baie mooi. Halleluja. As ek hulle net gou allemaal kan, net hierdie paar verse net vir u in die hande kan kry. Halleluja. Waar die Here Jesus dit baie duidelik maak. Halleluja. Prys die naam van die Here. Glory to God. Die Here is so dankbaar. Maar ek wil dit, ek gaan dit noem, want jy kan dit gaan lees, dit staan in die evangelies. Hy sê, die Here Jesus sê, ek het 'n beker wat moet drink, en ek het 'n doop waarmee ek gedoop moet word. Hy sê, en julle kan dit nie bekom nie, toe sê die disciples, maar ons kan. Toe sê die Here, dis reg. Julle sal die beker drink, en julle sal gedoop word met hierdie doop. En dit is in my so wonderlik. Wanneer word ek gedoop? Wanneer ek in water gedoop word, dan word ek begrawe saam met die Here. Dit meen, in die doopwater word ek saam met Christus gedoop. Halleluja. En dit is in my wonderlik. Maar ek kan nie gedoop word as ek nie eers dood is. Dit sê die woord vir ons baie duidelik. En wanneer ek al hierdie skrifte so deurgaan, dan besef ek net een ding. En dit is dat hy sê in Matteus 20 vers 22, maar Jesus antwoord en sê, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek aanstoots gaan drink? En gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word. Hulle sê vir hom, ons kan. 23ste versie. En hy sê vir hulle, dis waar, my beker sal julle drink. Ons drink sy beker. Die bloed van die Nuwe Testament. En, dit is baie interessant,
ons moet eers die beker drink. En met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Dis Romeine 6. So dis oor en oor. En hierdie beker, hy sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort was. Dit meen, ek drink hierdie beker, en julle sal dit drink. Nou, ek word gedoop, en julle sal gedoop word. Hoe word ons saam met Christus begrawe? In die doop, deur die dood. Ek moet sterwe, en dan kan ek in die doop, saam met Christus, gedoop word, in hierdie graf. Halleluja. So kan ons vers vir vers aanhaal, wat die Here Jesus gesê het. Maar die Here Jesus vra op die einde van die dag, waarom het julle hom dan nie geglo? Ek wil die vraag vra. Waarom glo u nie die Here Jesus Christus? Ek gaan dit nou vir u sê. Dis net die bloed wat my kan red van sonde, my verlos, my vrymaak, ensovoorts. Die bloed van die kruis. En ek moet aan die kruis saam met Christus sterwe. Dan kan ek my laat doop. En wanneer ek nou saam met my laat doop, dit meen ek word nou saam met Christus begrawe, en ek sal saam met hom opstaan. Halleluja. En die opstanding, is eintlik die redding uit die dood uit. Nie uit die sonde, uit die dood uit. Halleluja. Want Christus is deur sy eie bloed uit die dood uit gered. En nou word ek, as ek opstaan, en dit is waarom hy sê, hy wat glo en omdat dood sal gered word, waarvan? Wanneer ek uit die water uit opstaan, dan is ek gered van die dooie man. Want ek leef nou 'n nuwe lewe. Lewe nie meer die ou lewe nie. So die doop self het deur die bloed 'n werking van 'n redding. Een ding, om ons te red van die troon toorn van die Here, wat sal kom, die wit troon oor die tweede ene. Ek wil amper sê, hy maak die ou man kan nie nou meer lewe nie, want ons lewe nou in 'n nuwe lewe saam met Christus deur die doopwater. En hierdie dinge is waarvan die doop my kan red. En onthou dit net, die doop van Johannes het opgehou met die opstanding van die Here Jesus. Nou moet ek my eers bekeer, dan laat doop in sy naam, deur die bevel van die Here uit te voer, om mense te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy sê, tot vergewing van sonde. Outomaties, want alles kom deur die bloed. Ek weet, daar is altyd vergewing van sonde. Maar, redding en vrymaking, verlossing, kom alleen deur die bloed van Jesus. Die bloed van die kruis. Halleluja. So, ek hoop u verstaan het. Alles wat met die doop van Johannes gepaard gaan, vergifnis, belydenis van sonde, ensovoorts, die doop van bekering, alles, dit het gekom net tot op Christus. Die nuwe bekering deur die bloed kom na die opstanding, nadat die Here met sy eie bloed voor die Vader gaan staan. So moenie die twee, Johannes se doop en die doop van Jesus, oor mekaar vleg nie. Dit bestaan nie in God se woord nie. Halleluja, prys die naam van die Here. Vader, ons wil baie dankie sê. Halleluja. U het ook in die woord gesê, die wet en die profete en die psalms, het almal gekom tot op Christus. Johannes die doper het gekom tot op Christus. En u het alles kom vervul deur u kruisdood en u opstanding deur u bloed. Baie, baie dankie dat die skrifte vir ons deur die Heilige Gees oopgemaak kan word, sodat die woord, die opening van die woord vir ons lig kan gee, sodat ons in die lig kan wandel, soos u in die lig is. Verheerlik u naam in elke lewe,
En Here Jesus, laat die Heilige Gees, wil nie sê die naprediker wees, maar laat die Heilige Gees elkeen sal leer en lei in die hele waarheid van God se woord. Laat hulle u woord opneem en dit lees en die Heilige Gees toelaat om hulle te leer en te lei in die hele waarheid. Here, want dan sal hulle in die waarheid staan en die waarheid sal hulle vrymaak van elke vorm van leuen. En ons dank u daarvoor in Jesus naam, terwyl u elkeen ryklik seën tot verheerliking van u naam. Amen en amen.